Dag sê ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor onlangs 'n navorsing wat gedoen is spesifiek met bejaarde mense om te hoor wat is die grootste bekommernisse waarmee hulle worstel. En hierdie navorsing is gedoen in verskillende lande, verskillende kontinente eintlik, maar dit kom basies op die volgende neer. En dis dat mense is bekommerd oor wat van hulle gaan word soos wat hulle ouer word. En eerste op die lys van bekommernisse is 'n kommer oor gesondheid en onafhanklikheid. Hulle wonder, sal ek vir myself kan sorg? Wat gaan vir my word? En tweede op daardie lys dan is kommer oor finansiële sekuriteit. Sal ek genoeg geld hê vir die toekoms? En dan derde op die lys is bekommernis oor eensaamheid. Sal ek ergens op my eie wees, verlate, geïsoleer? Opname wat gedoen is in 2024 onder Australiese seniors het bevind dat 60% van mense ouer as 50 sukkel om vir die noodsaaklike dinge te betaal. Meer as die helfte van hulle sê dat finansiële stres beïnvloed hulle sosiale lewe. Dit is baie duidelik uit daardie navorsing dat dinge so stygende inflasie en die kostes groot angs by mense wek oor die toekoms. En dan spesifiek behuising is een van die grootste bekommernisse. So hierdie dinge raak my, want dis die fase in die lewe waarin ek nou is. En Psalm 71 gee vir ons sulke pragtige dinge om vas te hou aan in bejaardheid, te midde van al die druk, al die probleme wat daar mag wees. Vir my baie interessant is Psalm 71 en nou rofweg 3000 jaar terug geskryf. Sien ons dat die dinge waarmee mense toegeworstel het, waaroor hulle toegewaar het, is dieselfde dinge waarmee ons vandag sit en wat navorsing uitlig baie aktueel nog is. Psalm 71 is nie maar net 'n klomp bekommernis, 'n klomp worries oor die toekoms nie. Dis nie maar net 'n ou mens wat wonder wat van my gaan word nie. Dis 'n pragtige gebed van 'n bejaarde persoon. En hoor net hoe sê hy daar Psalm 71 vers 9, en hy kom verwoord wat maar in mense se hart is. Hy sê, moenie my een kant toe stoot, nou dat ek ouer geword het, en hy praat met die Here. Moenie my een kant toe stoot, nou dat ek ouer geword het nie. Moenie my verlaat, wanneer my kragte afneem nie. Hy is nie vasgevang in hierdie bekommernis oor oud wees nie. Dis eerder 'n getuienis wat hy inwerk in sy gebed. As hy terugkyk oor sy lewe, is daar een waarheid wat uitstaan bo alles. En dis God het hom nooit in die steek gelaat nie. Dis 'n lied van vertroue en dit rus op 3 waarhede. En dis God het vir my gesorg in die verlede. God se sorg op die oomblik is vir my baie realisties en God se sorg in die toekoms sal altyd daar vir my wees. Sy gerusheid oor die toekoms, sy vertroue is nie op grond van sy eie krag, sy eie sterk finansiële situasie, sy hegte familiebande nie, want daardie dinge kan oornag verdwyn. Hy steun op die onveranderlike getrouheid van die Here. Kom ons kyk so 'n bietjie. God se sorg vir hom in die verlede. Nou sê in Psalm 71 daar vers 5 en 6, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, want U Here is my hoop. Here, van kleins af het ek op U vertrou. U is my hulp vanaf geboorte. Reeds voor geboorte het U vir my gesorg. Dis waarom ek U gedurig prys. Klink dit vir jou na iemand wat desperaat en bekommerd is oor die toekoms? Nee, glad nie. Hy onthou God se sorg nog voordat hy God selfs geken het. God het hom beskerm, oor hom gewaak in die moederskoot. God het hom bewaar deur sy kinderjare. God het hom gelei deur sy jeug. God het hom gedra deur sy volwasse lewe. En hy hierdie herinneringe wat hy kan terugroep en sê werklik waar die Here het vir my gesorg. Ek vra gou 'n bietjie vir jou. Wat se herinneringe het jy aan hoe die Here vir jou voorsien het, hoe die Here vir jou beskerm het, hoe die Here vir jou dinge gedoen het in jou lewe in die verlede? Hoe werklik is daardie vir jou nog in jou lewe? En dis wanneer ons daardie dinge gaan
gaan bedink wat ons regtig besef, maar God was so goed vir my in die verlede gewees. En dis dinge wat ons met mense kan deel. En party daarvan is privaat, party daarvan sal mense nie verstaan nie, party is tussen jou en die Here, maar jy weet, die God wat ek dien is die God wat vir my in die verlede gesorg het. Nou, ek kan dink aan soveel geleenthede waar die Here regtig vandat ek 'n klein kind was, vir my gesorg het, voorsien het, dinge vir my gedoen het. En toe ek nou dink oor hierdie, en ek vra die vraag, wat se herinneringe het jy toe kom maar een spesifieke geleentheid op, en dis eintlik 'n baie weird situasie, ding wat gebeur het. Ek kon nie ouer gewees het as 5 jaar nie, want ek was nog nie in die skool nie. Ons het in woonstelle gebly, 3 verdiepings. En waar ek gespeel het, was daar nou 'n bietjie sand gewees, en ek het maar ure daar rond gespeel. En ek onthou die dag, ek's besig om in die sand te speel, en 'n bottel visolie val reg langs my. Nou, in daardie tyd het jy nie die plastiek gekry wat ons vandag het nie. Was nie plastiekbottels nie, dit was hierdie glasbottels waarin die visolie was. En soos ek hier staan, en daar waar ek eintlik waar ek gespeel het, val hierdie bottel reg langs my. En so klein soos wat ek was, besef ek, hierdie bottel was bedoel om op my kop te val. Daar's nie enige ander verklaring wat ek selfs vandag nog kan hê daarvoor nie. Wie gooi 'n bottel vol visolie uit 'n venster? En die ander ding wat ek besef het is, ons gaan hom nou net noem Mrs. E. En Mrs. E het een of ander wrok gehad teen my ouers, en ek was te klein om regtig te verstaan waaroor dit gegaan het. Mrs. E was nie altyd, wat is die regte mooi manier om te sê, altyd daar nie. Sy het maar gesukkel met haar geestesgesondheid, so ver as wat 'n klein seentjie nou kon verstaan. Maar ek het daardie dag, 5 jaar oud, het ek besef, hierdie vrou, hierdie bottel, moes op my kop val, maar die Here het my beskerm. Insidente soos daardie deur in mense lewens, die dinge waaraan jy kan vashou en sê, dankie Here, vir u sorg vir my in die verlede. Weet jy, en dan, as jy dink oor die dinge wat die Here vir jou gedoen het, dan gaan dit nooit oor wat jy vir die Here gedoen het, en daarom het die Here dinge vir jou gedoen, daarom was die Here goed vir jou gewees nie. Het gaan nie oor mooi ek geleef het nie, en daarom het die Here nou vir my gesorg nie. Alwaaroor het gegaan het is, die goedheid van die Here, die getrouheid van die Here, sy liefde vir ons. So as ons regtig gaan sit en stil word, dan kan ons dink die kere wat die Here vir ons voorsien het, ons bronne maar skaars was. Dalk selfs 'n dag waar daar nie kos in die huis was nie, en die Here het voorsien. Tyd toe die Here deure oopgemaak het, wat net die Here alleen kon oopmaak. En wat die Here deure toegemaak het, en as hy dit nie toegemaak het, sou dinge baie skeef geloop het in ons lewens. Tye wat die Here ons gedra het deur groot hartseer. Tye wat 'n mens gedink het, die dinge raak te veel vir my. Ja, die Here het vir ons gedra. Tye wat hy ons beskerm het teen gevaar waarvan ons nie eers bewus was nie. So ons kan net terugkyk en sê, werklik waar, tot hier toe het die Here vir my gehelp. En ek hoop so jy kan dit ook sê, dat jy hier getuienis het van, tot hier toe het die Here vir my gehelp. Laat my dink aan wat Samuel gedoen het, ons lees daar in 1 Samuel 7 vers 12, hy het 'n groot steen laat die mense dit daar so neersit, en dan het hy uitgeroep oor hierdie steen, Eben-Najeser, en dit beteken, tot hier toe het die Here my gehelp. En hy wou hê sy mense moes nooit vergeet, dat alles wat mooi is in hulle lewe, waar die Here vir hulle oorwinning oor die Filistyne gegee het, dit was omdat die Here vir hulle gehelp het. En moet dit nooit vergeet, dat jy eintlik 'n groot Ebeneser kan uitroep oor jou lewe, tot hier toe het die Here vir jou gehelp. So die gelowige kan vashou aan God se getrouheid in die verlede, en dit gee vir 'n mens
moed vir vandag. So die tweede ding wat ons nou sien hierso in Psalm 71 is God se sorg in die hede. As 'n pragtige versie daar in vers 9. Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie. Verlaat my nie as my krag gedaan is nie. Nou, dit is baie duidelik, hierdie psalmdigter, ons weet nie wie hy is nie. Hy is nie meer jonk nie. Dis duidelik, die jare het sy merk gelaat, en daar's vyande wat nog steeds teen hom is. Weet jy, as jy dink jou probleme raak minder wanneer jy oud is, dit werk nie so nie, hulle is maar net nog steeds daar. Sy vyande is nog altyd daar, of was nog altyd mense wat hom vervolg. Die Bybel is so realisties oor hierdie goed. Ja, mense krag neem af, jou toekoms is onseker, maar hierdie psalmis verval nie in wanhoop nie. Hy bid. Hy is nie in 'n posisie waar die uitdagings van die ouderdom hom heeltemal oorweldig nie. Nou, elkeen van ons, soos ons ouer word, sal besef, weet ons fisiese krag neem af. Ons gesondheidsprobleme neem toe. Daar's minder geleenthede vir 'n mens. Jou vriende en jou geliefdes sterf. Jou onafhanklikheid raak minder. Bybel is baie realisties oor die werklikheid van ons lewe. Maar dit leer ook vir ons, selfs in die ouderdom, is jy steeds kosbaar vir die Here. En dit wil ek vandag vir jou sê, dat jy is nog net so kosbaar in die oë van die Here as wat jy ooit was. Dieselfde God wat vir jou in die verlede beskerm het, gesorg het, voorsien het, liefgehad het, is dieselfde God wat nou met jou is in jou huidige omstandighede. Dieselfde God wat jy as kind gedra het, dit sê die psalmis hier vir ons, sal ons ook as 'n grysaard dra. Ons lees al vers 14 van Psalm 71. Hy sê, maar ek sal aanhou hoop, U meer en meer prys. Ek sal die regverdigheid bekend maak en die hele dag van die redding vertel, al is dit te veel om op te noem. Hy sê, maar ek gaan aanhou om die Here te vertrou, te midde van al die onsekerheid wat saamgaan met bejaardheid. Nie net partykeer nie net wanneer dinge goed gaan nie, altyd deur. Hoekom? Want God se getrouheid neem nie af, net oor ons jare al hoe meer word en ons kragte afneem nie. Miskien is jy een van daardie wat vandag moeg is, jy worstel met siekte en daar's met allerlei laste in jou gesin, dinge wat swaar op jou hart rus. Jy wonder hoe jy die uitdagings gaan hanteer. Psalm 71 herinner ons daaraan dat die God wat ons gister gedra het ook nou, vandag met ons is. Jy is nie alleen nie, God's met jou. Ek ons gesels 'n bietjie die derde ding, en dis God se sorg in die toekoms, wat ons ook so mooi sien in hierdie Psalm. Psalm 71 vers 18 daar. O God, nou dat ek oud en grys is, moenie my verlaat nie, sodat ek aan die nageslagte U mag bekend kan maak, en aan elkeen wat nog sal kom van U magtige werke kan vertel. Psalmdigter kyk nie net terug nie, hy kyk vorentoe. En hy glo dat die Here nog steeds werk het vir hom om te doen. Ek dink is 'n baie mooi perspektief om te hê, dat 'n mens kan besef, weet, oud wees is nie net 'n tyd van agteruit gaan en irrelevant wees nie. Inteendeel, is 'n seisoen van 'n getuienis bring. Hy verlang daarna, sê hy, om vir die volgende slag van God se regverdigheid en God se goedheid, grootheid te vertel. Nou, soos die woord regverdigheid, of in die ouer vertalings geregtigheid kry, dit het 'n bietjie 'n ander betekenis as byvoorbeeld in Romeine, wanneer Paulus praat oor geregtigheid. In die Ou Testament, as ons lees van God se geregtigheid, dan gaan dit hier oor dat God altyd reg optree. En wat die psalmis sê is, ek wil vir mense vertel hoe God reg opgetree het in my lewe. Ek dink dis 'n boodskap wat die kerk vandag moet kry. Jy weet, die ouer gelowiges het 'n rol om te speel. Die kerk het die ou mense nodig. Ons het hulle wysheid nodig. Ek het in my lewe soveel geleer by ouer mense.
ek het soveel geleer by ouer mense oor die woord van die Here, mense wat na my toe gekom het en gesê het, weet, dis wat die Here vandag vir my gesê het, dan bring hulle vir my 'n woord, en dan is baie keer gedeeltes, veral nou toe ek nog jonk in die bediening was, gedeeltes wat ek nog nooit van gehoor het eers nie, en dan dink ek, wow, is dit nie fantasties nie? En as ou mens het jy soveel om te deel met jonger mense. Die kerk het jou gebede nodig. Die kerk het nodig dat jy vir die jonger geslag sal vertel van God se getrouheid in jou lewe. Hulle moet hoor hoe God jou gebede beantwoord het, hoe God jou gedra deur tye van swaar kry, hoe God deur die dekades deur getrou gebly het. Baie keer as mense getuig, dan lyk dit so asof dit meer oor hulle gaan as oor God. Moenie dit doen nie. Dit gaan nie oor hoe goed jy was. 'n Getuienis gaan oor hoe goed God was. Vertel vir mense hoe goed die Here was. Moenie die klem laat val, wel, weet, dis wat met my gebeur het, en mense eintlik, wow, jy's 'n wonderlike, spesiale persoon. Ja, jy's iemand wat die genade van die Here ontvang het. Deel met hulle waar dit vandaan gekom het, waar die sukses, waar die voorspoed vandaan gekom het, waar die uitkoms vandaan gekom het, waar die Here se voorsiening vandaan gekom het. Dit is God wat dit gedoen het. Ons leef definitief hier in Australië, maar ek besef as in Suid-Afrika, en ek dink in die grootste deel van die westerse wêreld die geval, dat daar soveel mense wat glad nie eens meer blootstelling het aan die woord van die Here, aan die Christelike geloof nie. Want dit was my baie vreemd ook in Nieu-Seeland gekom het. Jy weet, nou kom ek uit Suid-Afrika waar die meeste mense een of ander verhouding het met die kerk, selfs al is hulle nie gelowig is nie. En mense sê vir my, ek was in my hele lewe nog nooit in 'n kerk nie. Dan dink ek, hoe is dit moontlik? En vandat ons hier in Australië is, besef ek dit al hoe meer, en ek kom in kontak met mense wat geen kontak gehad het al met die kerk nie. Hulle was nie eens in 'n kerk vir 'n begrafnis gewees nie. Dis hoe los die samelewing geraak het van die Christelike wortels. En dis waar ons kan kom met 'n getuienis, waar ons vir mense kan vertel, dis wat die Here vir my gedoen het. Wie gaan vir hulle vertel as dit nie ons is nie? Die psalmdigter kom en hy sê, sodat ek aan die nageslagte u mag bekend kan maak, en aan elkeen wat nog sal kom, van u magtige werke kan vertel. Kom ek sê vir jou, vertel vir mense wat die Here vir jou in jou lewe gedoen het. Wat vir my mooi is hierso in hierdie psalm nou, en onthou in die tyd waarin hy geleef het, het mense baie min geweet oor die lewe na die dood. Hulle het geen kennis gehad van die opstanding uit die dood nie. So vir hom is dit meer 'n hoop, as 'n wens. Hy sê, vers 20, eet uit diep nood, u het diep nood oor my laat kom, maar u herstel my weer tot lewe. Uit die diep waters van die aarde, uit die doderyk rig u my weer op. U sal my in eer herstel, en weer eens my vertrooster wees. Maar wanneer ek hierdie woorde lees dan, en ek lees dit in die agtergrond van die Nuwe Testament, waar ons weet, Jesus het opgestaan uit die dood, en met die wederkoms van Jesus gaan ons elkeen wat in Christus is opstaan uit die dood. En dan besef ek maar net, weet jy, ek het iets om na uit te sien in die toekoms. My lewe is nie maar net beperk tot hierdie paar jaar op aarde nie, maar daar's die ewige lewe wat ek het deur Jesus Christus. My toekoms is nie onseker nie, dit is absoluut veilig, en hoe ek weet, is Jesus het opgestaan uit die dood, hy het die belofte dat ek sal opstaan uit die dood. God wat ons in die moederskoot gevorm het, deur die lewe gedra het, ons in die ouderdom ondersteun het, sal ons opwek met die wederkoms van Jesus Christus. Ek wil net dit nog weer lees, en dis 'n gedeelte wat ons eintlik baie keer net hoor by begrafnisse. Nou hoor ons al hoe minder begrafnisse ook so.
Kom ek lees dit weer. 1 Tessalonisense 4, vers 13 tot 18. Broers en susters, ons wil nie dat julle in onkunde sal verkeer oor die dooies nie. Dan sal julle nie soos die ander mense treur sonder 'n toekomsvooruitsig nie. Want aangesien ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, moet ons ook glo dat God die dooies wat in Jesus geglo het saam met Jesus sal terugbring. Wat ons nou vir julle gesê het, is 'n uitspraak van die Here. Ons wat bly lewe tot wanneer die Here terugkeer, het glad nie 'n voorsprong bo die wat dan al gesterf het nie. Wat eers gaan gebeur is, dat die Here self uit die hemel sal neerdal en dat die dooies wat aan Christus behoort, sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengel 'n bevel gee en God se trompet weer klink. Daarna sal ons wat in die lewe bly, saam met hulle op wolke die lug in weggevoer word om die Here te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. En as jy 'n senior persoon is, kan ek vir jou troos met hierdie woorde dat in hierdie lewe is daar baie swaar kry. Daar's tye wat jy daarna uitsien om heen te gaan en by Christus te wees. Kom ek sê vir jou, dit gaan gebeur. En dit sal wonderliker wees as wat jy ooit kan dink. Kom ons hou aan om die Here met oorgawe te dien, sodat wanneer ons oë hier toemaak, ons dit weer kan oopmaak by hom, en daardie dag van die wederkoms van Jesus, dan beleef ons die opstanding uit die dood. En omdat hy leef, sal ons leef. Ons beste dae lê nie agter nie. Ons beste dae lê nog voor. As ons Psalm 71 lees, dan sien ons kan ons lewe beskou deur die lens van God se getrouheid, nee. As ons terugkyk, God het vir my gesorg. As ons rondom ons kyk, God sorg nou vir my. As ons vorentoe kyk, God sal vir ons sorg. Van die moederskoot tot die ouderdom, van die eerste asemteug tot die laaste, van die aarde tot in die ewigheid. En alles gaan nie oor menslike krag nie, dit gaan oor God se goddelike getrouheid. Ek wil afsluit met die woorde van daardie pragtige lied Great is thy faithfulness. So 'n bietjie nog die ou Engels, maar as ons die diepte van die betekenis snap, dan is dit net so mooi, en dit eintlik verwoord vir my Psalm 71. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There's no shadow of turning with thee. Wat dit wil sê is, God is nie soos 'n skaduwee wat korter word en langer word en korter word en langer word. God bly dieselfde. Thou changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Hy sê God sal altyd dieselfde wees. Great is thy faithfulness. Groot is die Afrikaanse vertaling praat van goeie tierenheid, van u getrouheid vir u mense. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Alles wat ek nodig het die hand vir my gegee. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. God se teenwoordigheid hier en nou om jou te help en jou te lei. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine and 10,000 beside. God het nog soveel meer vir jou. Hou vas aan die getrouheid van die Here in die ouderdom. Mag die Here vir jou seën. Vader, dankie dat ons hierdie wonderlike versekering het, die vertroosting het. Soos wat deur Jesaja sê, tot in julle ouderdom is ek dieselfde. Ja, tot in die grysheid sal ek julle dra. Dankie dat ons hieraan kan vashou, dit beleef, dit kan vertel,
Gee vir ons daardie geloof om U, Here, te vertrou te midde van alle onsekerheid oor die toekoms. En ons weet U, Here, U kan nie anders as om getrou te wees. En ons eer U in Jesus se naam. Baie dankie. Die saamgeluister het, mag die guns van die Here ook in hierdie week op jou lewe rus.